Nou vriende, ons is dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom die woord. Ons eer die Here vir hierdie kort oordeenkings en onthou maar net, dit is letterlik maar soos 'n voorgereg wat ek vir u gee. En ek vertrou dat die Here u sal opwek om verdere studie te doen oor die gedeeltes wat ons dan hanteer van tyd tot tyd en dat u ook deur die waarheid van die woord gestig sal word en na die Here getrek sal word. Ek wil u groet met die woorde van Openbaring 22, dis die laaste boek in die Bybel, die laaste hoofstuk. Daar in vers 11 en 12 staan daar: wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en die vuiles laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Nou, hierdie twee verse is so in lyn met die gelykenis wat ons vanmôre gaan hanteer, en die gebed van my hart is dat ons wat aan die Here behoort, regtig ook in hierdie geregtigheid van Christus, in ons dade net regverdiger sal word, en dat ons in ons optrede net heiliger sal word, en dat ons 'n getuie vir die Here sal wees. Die Bybel sê aan die ander kant, die goddeloses, die ongereddes, sal net vuiler word, en hulle sal in hierdie sonde net verder wegsink, en daarom het u en ek nodig om in hierdie laatuur, vlak voor die wederkoms van die Here, 'n getuie te wees, ook vir hulle wat in sonde vasgevang is. Onthou net vriende, 'n kind van die Here is nie beter as ander nie. Ons is anders, omdat Christus ons kom nuut maak het. En daarom is die gebed van my hart dat ons heiliger sal word. Heilig beteken eenkant gesit vir Christus, eenkant gesit vir dienswerk vir Christus, en mag ons, soos ons die pad stap, net al hoe meer en meer heiliger word, tot eer van die Here, tot verheerliking van sy naam, in sy diens tot sy eer, tot uitbreiding van sy koninkryk. Nou vanmôre gaan ons kyk na hierdie Matteus 20, die gelykenis, sê die Bybel, van hierdie arbeiders wat op die verskillende tye gehuur was, om dan ook in die huisheer se wingerd te werk. Nou kom ek lees vir u 'n paar verse, ek gaan nie al die verse lees nie, daar is so 16 verse wat in die Bybel staan, wat handel oor hierdie gelykenis, maar ek gaan vir u in kort probeer opsom wat hier aangaan. Die Bybel sê die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer, wat vroeg in die môre uitgegaan het, om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd, en omtrent die 3de uur gaan hy uit, en sien ander ledig op die mark staan, en hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan, en die Bybel sê omtrent die 6de en die 9de uur, het hy dieselfde gedoen, en toe by die 11de uur, dis letterlik 'n uur voordat hulle sou uitval, voor hulle sou ophou werk, die 11de uur het hy gegaan, en hy het verander wat ledig op hierdie markplein staan, gesê, wat staan julle hier ledig die hele dag? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. Nou, by die afrekening, toe dit aand geword het, sê die Heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hul loon, en begin van die laastes af, tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook 'n penning ontvang, en toe murmureer hulle. En hulle sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk, en het hulle gelyk op behandel met ons, wat die las van die dag in die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat jou is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te doen, wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die laaste, die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou vriende, hierdie is 'n baie belangrike, en ek wil amper sê ook 'n baie interessante gelykenis wat in die woord van die Here vir ons opgeteken word. En dit is hierdie gelykenis van die arbeiders wat op verskillende tye dan gehuur was deur die meester om dan in sy wingerd te werk. Nou die agtergrond van hierdie gelykenis is eenvoudig, vriende. Aan die einde van Augustus, begin September, was dit dan ook oestyd. En die wingerde moes afgeoes geword het, omdat die reën op pad was, en as die reën gekom het, sou daar groot verliese gelei geword het. Daarom het die huisheer gewoonlik almal wat hy kon kry, vir daardie dag gekry om in sy wingerd te werk, tot op die laaste uur, van die vroegste tot die laaste, om so vinnig as moontlik hierdie oes af te haal, sodat die verliese op sy minste sal wees. En nou lees ons in hierdie gelykenis dat hierdie heer op verskillende tye mense gehuur het. Ons lees daar in vers 2 dat die eerste groep was gehuur. Nou die werksdag in die tyd van die Here Jesus, en eintlik maar in Israel, was van 6 uur die oggend tot 6 uur die aand. So die eerste klomp is 6 uur die oggend dan in diens geneem.
Die tweede groep was 9 uur en toe 12 uur en toe 3 uur en toe 5 uur. En vriende, die Bybel sê vir ons, hulle het in hierdie wingerd gewerk en toe dit aan die einde van die dag kom, het hulle dan ook die loon ontvang vir dit wat hulle gedoen het. En hier is die eerste les wat die Here my kom leer het in hierdie gelykenis. En dit is dat jy die arbeider sy loon moet betaal. As jy ooreengekom het met 'n persoon om vir hom X bedrag te gee aan die einde van die dag vir die werk wat hy gedoen het, moet ons vir hulle hul loon betaal. Die Bybel sê vir ons, en ek lees gou vir u, daar in Jakobus 5 vers 4 sê die Here, kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. En wat wil die Here vir ons kom leer is dat hierdie meester getrou was aan sy woord. Hy het ooreengekom vir 'n penning vir 'n dag en hy het hierdie mense betaal. En jy moet onthou, in die tyd van die Here Jesus was daar geweldig baie dagloners. En hierdie mense moes vir hulle gesinne gesorg het. En hierdie Heer was goedhartig deur vir elkeen 'n penning te gee, sodat hulle genoegsame voedsel kon koop om hulle gesinne dan te onderhou. 'n Wonderlike gesindheid wat ons kan sien by hierdie meester is dat hy eerbaar was en dat hy die geld betaal het wat hy vir hierdie arbeiders dan beloof het. Maar 'n tweede ding wat ek raak gesien het in hierdie gelykenis, terwyl ek so deur die gelykenis gewerk het, was die gesindheid van hierdie mense wat gewerk het. En dit is nogal aangrypend as 'n mens dit raak lees. Die Bybel sê vir ons dat die mense wat gemurmureer het, was die mense wat die oggend vroeg begin werk het. Toe hulle sien dat die mense wat later in diens geneem is, die 3de uur en die 6de uur en die 9de uur en die 11de uur, dat hulle wat in diens geneem is, dieselfde as hulle gekry het hulle ongelukkig geraak en was daar in hulle harte ongelukkigheid gewees. En die meester sê vir hulle eenvoudig hierdie gedagte. Hy sê vir hulle baie duidelik, ek het julle betaal wat ek met julle ooreengekom het. Het julle 'n probleem omdat my hart goed is teenoor die wat miskien minder ure as julle gewerk het? En wat die meester vir hierdie mense kom leer is, die gesindheid waarmee ons dinge doen, moet ons ondersoek aan die hand van God se woord. Jy weet, wanneer ons werk, of dit nou ons alledaagse dagtaak is wat ons moet uitvoer, of dit nou is of ons 'n dokter is, of ons 'n predikant is, of ons 'n ingenieur is, of ons miskien die strate vee, of ons miskien huise skoonmaak, en of ons miskien 'n motorwerktuigkundige is, of wat ook al, 'n huisvrou, of wat ook al, vriende, die gesindheid waarmee ons dinge doen, moet altyd wees tot verheerliking van die Here. Ons moet nie heeltyd loop en mor en kla en sê, ek werk my vrek en ek kry net so bietjie, en daardie ou doen omtrent niks teen, kyk wat kry hy. Dis die probleem van ons tyd. Niemand is nooit tevrede met wat hulle kry nie. Jy hoor ryk mense kla, jy hoor die middelklas persoon kla, jy hoor die arm persoon kla. Niemand is tevrede met wat God vir hulle afgeweeg het nie. En wat die Here eintlik vir ons wil kom leer in hierdie gelykenis is dat ons gesindheid heens dit wat die Here ons voor geroep het, hom moet verheerlik. Die Here sê vir ons of ons eet, of ons drink, of wat ook al ons doen dit van harte asof vir die Here en nie vir mense nie. Jy sien ons gesindheid heens ons dagtaak en ook teenoor ons geestelike taak wat ons ten uitvoer moet bring, is bepalend ook wanneer ons loon by die meester gaan ontvang. Dit help nie ons mor en kla oor alles en is ontevrede met wat God vir ons afgeweeg het nie. Dit wat u doen op die oomblik, doen dit van harte asof vir die Here. Neem hierdie gesindheid in as jy die môre opstaan om God te dank vir 'n nuwe dag en gaan uit en doen jou werk op so 'n manier dat jou werkgewer kan sien dat Jesus Christus leef in jou. Daar is 'n dankbaarheid in jou hart vir die werk wat jy het en jy eer die Here vir die salaris of die loon wat jy aan die einde van die maand of aan die einde van die week ontvang. Dis baie belangrik want sien, die konteks leer vir ons baie. Kom ek lees gou vir u in watter konteks hierdie Matteus 20 staan. Want u sien, net so bietjie voor dit is Petrus aan die woord en die Here Jesus praat so bietjie met sy disippels en hy praat met hulle oor die koninkryk en ek lees gou vir u wat Petrus dan vir die Here Jesus sê. Matteus 19 vers 27. Daarop antwoord Petrus vir Jesus en sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Kan u glo dat Petrus so verwaand kan wees om dit vir die Here te vra? Nou wat is daarin vir my? Ek het alles gelos, ek het die visserskyk gelos, ek het alles gelos om u te volg. So wat kry ek uit hierdie hele transaksie uit? Jesus antwoord hom in liefde. Watter genadige en barmhartige God is, want u sien, as ons deel is van God se koninkryk, is dit net genade.
Dis nie iets wat ons verdien het nie. Daarom arbei ons vir die Meester, omdat ons genade ontvang het. Genade is onverdiende guns uit die hand van die Here. En die Here sê vir Petrus, nadat hy hierdie vraag aan die Here gestel het, voorwaar ek sê vir jou, dis 'n eedswering wat die Here doen. Ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel, en elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my verlaat het, sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, sal eerste wees. Wat die Here maar eintlik hier kom sê, is dat ons alreeds op hierdie aarde soveel genade en guns uit sy hand ontvang. Dat die werk wat ons vir hom moet doen, moet met 'n gesindheid gedoen word van dankbaarheid. Here, U het my gered van die ewige oordeel. U het my gered van die ewige hel. Ek arbei in U wingerd. Ek is 'n dienskneg van die Meester, en ek wil doen wat hy van my vra, met 'n hart wat oorgegee is aan hom. So hier is die eenvoudige, kosbare les, is dat die loon wat ons ontvang, loon gaan wees, omdat genade aan ons bewys is. En of jy nou 5 jaar gered is, of jy 10 jaar gered is, of jy 30 jaar gered is, en of jy 5 ure gered is voor jy sterwe, hoe dit ook al mag sy, maak seker dat jou lewe op aarde met so gesindheid geleef word, dat jy eendag voor die Here in die heerlikheid kan staan en uit sy mond kan hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Mag dit jou en my motiveer, aanvuur, om ons allerbeste te gee vir die Here, ons allerhoogste. Baie groete vir u, baie liefde en seën. Kom ons bid vir mekaar en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, om te besef, wat ons is net genade, wat ons het is net geleen, en dat ons met so gesindheid sal arbei, dat ons God in alles sal verheerlik. Seën vir u, mooi dag verder, tada.